Matteus 7 van vers 24. Elkeen wat dan hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, die winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Tot sover. Met die oog op ons boodskap is ons besondere fokus op vers 24. Elkeen wat dan hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Elkeen wat hierdie woorde hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Geliefdes, hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het, staan aan die slot van die bergpreek van Jesus. Die bergpreek van Jesus is so 'n mooi samevatting van die totale evangelie, dat ons dit in die teologie die grondwet van die koninkryk van Jesus Christus nie. Dit is so omvangryk en beskrywend vir wat Jesus kom doen en wie disippels moet wees en waarna toe ons op pad is saam Jesus, dat ons dit so kan noem, die grondwet van die koninkryk. En dit kom vanuit Jesus se prediking wat begin het met bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En hier staan nou mense wat sê ons hoor dat die Here sê ons moet wegdraai van 'n sekere lewe en 'n nuwe soort lewe navolg, maar wat is hierdie soort lewe? Kan ons dan sê vir hierdie spesifieke gehoor het Jesus een geleentheid, een kans op daai spesifieke dag om saam te vat, hoe lyk hierdie koninkryk, waarmee gaan hy besig wees in hierdie koninkryk, en dan doen hy dit in die bergpreek. Toe ons op universiteit was, Bram sal dalk nog onthou, maar dit was baie lank terug, maar ek was nie so lank terug nie, het hulle vir ons geleer, die belangrikste deel van jou preek is jou slot, want in jou slot moet jy saamvat. Dis nou vir al die ooms en kinders wat die hele preek deur geslaap het en die slot wakker word, sodat hulle net daai samevatting kan huis toe vat en daarom die kern van die preek saam met hulle het. Hierdie is Jesus se preek se slot. Ander woorde, waar bring dit ons aandag by? Dit bring dit by die Here wat sê, luister vir ou laas baie mooi. Die belangrike is dat, die doel van alles is hierdie. Let op, hierdie is belangrik, sê die Here vir ons eintlik indirek, wanneer ons in hierdie slotgedeelte van sy preek kom. En dan so word bewys verder deur die voorbeeld wat hy gebruik, wat die gehoor van sy tyd se volle aandag sou gryp. En julle gaan nou verstaan hoekom ek dit sê. Vir ons is dit maklik, want ons bly deesdae in konkreethuise en ons het baie mooi vloedwaterstelsels, hoewel hulle was mooi, hulle hou dan nog. Jy hoor nie sommer maklik van iemand in Benoni wat sy huis verspoel het nie. Ons hoor van verspoelings en daardie tipe goeters, maar dis nie meer so 'n dringende ding in ons lewe nie. Dis nie iets waarvoor ons eintlik daagliks vrees mee nie. Maar dit was 'n baie dringende ding vir die mense wat in die Palestynse woestyn gebly het. Daarom kan ons sê hierdie gehoor het werklik aandagtig geluister. Iets het nou fout gegaan daar, Werner. Hierdie gehoor het aandagtig geluister. Jesus tref die vergelyking tussen die huis op rots en die huis op sand. Vir my en jou klink dit soos 'n algemene vergelyking wat logies is. Dit maak sin. Mens moet jou huis op rots bou. Maar vir die eerste hoorders was hierdie baie krities. Want hulle het die gevare, die verliese en die bedreiging van vloede baie goed geken. Dit klink seker kontrasterend om dit te sê. Hierdie mense bly in 'n woestyn, maar hulle is bang vir die vloede. Maar dis regtig so dat die Palestynse woestyn was vol van droë rivierlope. Hulle noem dit wadies. Weet nie wie van julle was al in Namibië. Ons is laas jaar in die droogtetyd daar by die plaas van Corneille en Christa Eberson se ouers. En oral kan jy sien in hierdie woestynagtige gedeeltes is daar dele waar die natuur anders lyk. Daar's bome wat daar groei en daar's bietjie meer gras en dit lyk net lewendig teenoor die res wat morsdood lyk.
Dis tipies soos hierdie rivierlope wat ons in hierdie tyd in daai tyd gehad het. Hierdie wadies, wanneer die reën in die berge kom, dit het nie eers gereën in die woestyn so seer nie, maar in die berge dan kom hierdie strome af. En dit het alles wat in hulle pad was meegesleer en plat gemaak en verwoes. Hierdie kitsvloede was 'n algemene ding in Judea, Galilea en Samaria. Antieke opgrawing wat gemaak is, het ek gelees in een artikel, wys baie duidelik hoe ver mense, paaie, huise, infrastruktuur gebou het van hierdie droë rivierlope af. So hulle was genuinely bang vir hierdie rivierlope, want dit is iets wat vir hulle geweldige gevaar ingehou het. So as Jesus hierdie voorbeeld gebruik, moet jy jouself eintlik bietjie terugvat en probeer sit in die skoene van daardie eerste aanhoorders van 'n voorbeeld wat vir hulle vertel van 'n groot bedreiging. Van hoe belangrik dit is dat jy hierdie ding op die regte manier doen. Dat ons vandag hier wat sit in geboue wat wonderlik gebou is en nie maklik kan verspoel nie, dat ons sal bang wees saam met die eerste aanhoorders oor die gevaar wat hierdie voorbeeld inhou. Hierdie rivierlope is die sanddele waarna Jesus verwys in hierdie gedeelte. So jy kan daaronder of op daai foto daar kan jy sien die hoogliggende gedeeltes wat rotsagtig is en dan daaronder, net soos ek beskryf het vanuit Namibië, is daar lekker bome wat groei en dis plat, maar dis sanderig. Jy sou dink as jy vir jou 'n huis wou bou en jy moet kies tussen hierdie ding het 'n laser en jy moet kies tussen daar 'n huis bou of daar 'n huis bou, dan sal my menslike logika, sonder dat ek verder dink, dis nie logika eintlik nie. My lus vir werk sal sê, hey, kom ons bou daar, dan het ons sommer 'n lekker koelteboom voor in die tuin. Dis maklik, dis klaar plat, dis maklik om te grawe, kom ons bou waar dit maklik is. Maar dis rampspoedig. En dis wat Jesus in hierdie gedeelte duidelik maak. En dis wat hierdie mense geleer het. Ek is seker, daar's 'n paar mense wat sy huise weggespoel het, omdat hulle daar gebou het waar dit maklik is. Daarom as jy in daardie tyd 'n huis wou bou daar, sonder 'n TLB en 'n excavator en plofstof en al die lekker goed wat ons vandag het dit baie moeite en harde werk gevat om 'n huis op rots te bou. In die antieke tyd was fondasies 'n groot ding, harde werk wat gedoen moes word. Die bou op rots het met baie uitdagings gepaard gegaan. Dit was in die ongelyke, hoogliggende gedeeltes. Dit was hard om uit te grawe. Dit was moeilik om reguit te kry sonder al die lekker toerusting wat ons vandag het. Maar die bouer het gegrawe tot hy soliede rots gekry het. Tot alles waarop hy sy fondasiestene sou neerlê, soliede rots is. En dan het hy met 'n bytel aan die rots gekap en dit gevorm om presies in daardie gedeeltes in te pas, sodat wanneer hy bo die grondvlak uitkom, hy 'n reguit fondasie sou hê. 'n Plat oppervlakte waarop hy dan 'n huis kan bou. En so 'n huis is die huis wat sou gewerk het. Hierdie stene was op mekaar geplak met of klei of party mense het mortel gebruik. Mortel is die antieke weergawe van ons sement vandag. Hulle het, ek dink is ongebliste kalk, kan nie mooi onthou nie, gevat en dit gemeng met sand en water en dit het dan soos 'n gom gevorm waarmee hulle hierdie klippe aan mekaar gepak het. Maar net die ryk mense het so gebou en in die stede. Die gewone ouens soos ons het klei gebrei en die klippe so aan mekaar vasgesit. So dit was baie werk om 'n fondasie uit die grond uit te kry. En dit is so gepas dat Jesus hierdie voorbeeld gebruik. 'n Mens kan dit trek na die breë weg en die smal weg. Dat Jesus sê aan die een kant gaan dit maklik wees om op die sand te gaan bou. Easy peasy. Jy begin, jy grou, dis klaar reguit, jy bou net uit. Maar op die rots te gaan bou is 'n geweldige groot uitdaging, gaan baie harde werk vat. Om 'n lewe te leef waar jy Jesus gaan volg, gaan vat dat jy baie opofferings maak en baie goed uit jou lewe uitskakel. Dit gaan vat dat jy gehoorsaam is. Dit gaan vat dat die aanstoot van die woord vir jou 'n motiveerder is en nie iets wat jou afsit nie. Om die lewe van die wêreld te leef is maklik. Anything goes. Ek kan doen net wat ek wil. Wat sal die spreekwoord genot is God. Daar is die maklike weg. So gepas as Jesus hierdie gelykenis gebruik. Ek wil gou vir julle na 'n vers verder verwys in Lukas 6 vers 48. Daar word weer gepraat, Jesus praat weer van 'n man wat 'n huis bou. Daar staan hy het gespit en diep gegrawe en die fondament op die rots gelê.
Toe daar oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon hy die huis nie ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. Weereens, hierdie ou het gespit en gegrawe en gewerk. Spit jy in jou geloofslewe om te groei? Is die vraag. Goeie fondasies verrys net wanneer 'n mens die regte metode volg, baie harde werk insit, en vanuit so 'n fondasie kan jy dan goeie en blywende huise bou. Nou moet ons weet, as die Here die vergelyking gebruik van huise op rots, dan praat hy van ons lewens. Waar bou jy jou lewe? Dis die vraag wat gevra word. Die huis op die rots is 'n simboliek vir jou lewe. En Jesus leer hier dat ware disippels hulle huise op rots bou. En dit gebeur natuurlik wanneer ons lewens op die Here bou, want hy is ons ewige rots. So het ons gesing in 'n paar van die liedere wat ons vanoggend gesing het. Maar waar ontmoet ons God? Buiten sy gees wat ons vervul. Ons ontmoet die Here wanneer ons met sy woord besig is. Want sy woord is die openbaring van wie hy is. Sy woord is die bron wat hy vir ons gee om te sê, hiersoos ek leer ken my. Dis die waarheid oor my. So wat is die rots waarop disippels hulle fondasies bou? Dis die woord van die Here. Om die woord van die Here te ken, om in die woord van die Here te leef, en in die woord van die Here hande en voete te gee in hierdie wêreld, sodat ander dit kan leer ken. Jesus leer vir jou in hierdie gedeelte hoe om jouself te posisioneer vir die bouwerk in die koninkryk van Christus. En die koninkryk is oral waar ek en jy so leef, dat mense kan sien, Jesus is ons koning. Ek's nie my eie koning nie, die wêreld is nie my koning nie, die sondige begeertes is nie my koning nie, die Here Jesus is my koning. En hy maak duidelik, dat hulle wat sy woorde ter harte neem en gehoorsaam aan hom is hulle wat reg bou. In Johannes 14 sê Jesus, die van julle wat my woord vat en getrou daarin leef, dis hulle wat my waarlik lief het. So die nommer 1 reël en maatstaf vir ons werk in die koninkryk van ons Here Jesus Christus is om te luister na sy roeping vir ons lewe. En te luister saam met die troos, saam met die hoop, saam met al die wonderlike dinge wat die woord van die Here vir ons gee, maar ook vir die opdragte wat hy vir ons gee, want hy is inderdaad ons koning. En ons lewe onder sy bevele. Ons lewe nou reeds asof ons saam met hom in sy koninkryk is, want hy is deur sy gees saam met ons in hierdie wêreld. Dis sy woorde wat die regte vorm aan ons huise gee. Dis die woord van die Here wat daai bytel en hamer is saam met die Heilige Gees, wat daai rots van jou lewe so kap, dat hy inpas in die fondasie, sodat jou huis reg kan verrys. Jesus sê dit vir ons in Johannes 15 vers 3, sê hy, julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle is reeds reg gebytel deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Die woord kan ook vertaal as julle is reeds reg gesnoei, want dit is die voorbeeld van die wingerd deur my woord wat ek vir julle gegee het. En daarom moet ons vir onsself sê, wanneer ons 'n teks soos hierdie hoor, wat is die rots waarop ek as 'n disipel moet bou in my lewe? Ons gaan na Jesus se woorde toe. Die rots van getroue Bybelse belydenis vind ons in Matteus 16 vers 15, 16 en 18. Daai gedeelte waar die disippels voor Jesus is en dan sê Jesus vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan sê een van die disippels vir hom, party sê Elia of Jeremia of Johannes of een van die profete. En Jesus is nie gelukkig met daai antwoord nie. Hoekom kan ons sê hy is nie gelukkig met daai antwoord nie? Want hy sê vir hulle, maar julle inteendeel, so met ander woorde, julle wat my waarlik ken, wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, gelei deur die Heilige Gees, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê die Here vir hom, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want 'n mens het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots bou ek my kerk. Op die rots van die ware belydenis van wie Jesus Christus is. Maar daardie belydenis is nie net woordetaal nie, maar ook iets wat ons moet leef. Die rots van lewe wat nasê en naleef wat die woord van die Here vir ons leer. Dit gaan daaroor om in die Here te leef, uit die Here te leef. Nie ek wat leef nie, maar die Here wat leef. Dit gaan daaroor om te sê elke oomblik van my lewe minder ek meer Jesus deur my in alles wat ek dink, doen en sê. Dis hoe ek my lewe op hierdie rots bou. So hoe is die Here
die rots waarop ons moet bou. Nou wil ek vir julle sê, julle kan gaan soek in die woord van die Here in die Bybel vir voorbeelde van waar die Here as die rots beskryf word. Daar's so baie. Dit was so moeilik om net 'n paar te kies. Maar ek het 'n paar gekies wat regtig bemoedigend is, maar wat ons ook aanvuur vir hierdie lewe waar ons gaan bou op die rots. Die eerste een is Deuteronomium 32 vers 3 tot 4. Daar staan: ja, die naam van die Here roep ek uit. Erken die grootheid van ons God, die rots. Volmaak is sy werk, ja, al sy paaie is 'n maatstaf, 'n betroubare God, sonder onreg, regverdig, onbreekbaar is hy. God, die rots, is volmaak. Hy is die maatstaf. Hy is betroubaar. Hy is die een waar daar niks verkeerd in is nie. Hy is die een wat onkeerbaar en onbreekbaar is. Wat sê dit vir my? Die Here is die maatstaf van my lewe. Ek bou my huis vanuit die Almagtige. Ek bou my huis vanuit die getroue, vanuit die regverdige. Ek bou my huis vanuit hom wat ewig is. Dan Psalm 18 vers 3 word af ons geleer: die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, my bevryder. My God is my rots by wie ek skuil, my skild, die horing van my redding, my toevlugsoord. Die Here is die rots van waaruit ons huise bou, wat vir ons 'n veilige toevlug is. Jesaja 26 vers 4: vertrou alle tye op die Here, want die Here is 'n ewige rots. Ek en jy, geliefdes, het die wonderlike geleentheid en die voorreg en die gawe om ons huise te bou op 'n rots wat nooit vergaan nie, maar wat ewig is en vir altyd sal hou. Wat 'n skuilplek is, wat 'n maatstaf is, wat volmaak is en perfek. Die laaste een waarna ons kyk is 1 Petrus 2 vers 6 tot 8. Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, 'n uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo sal verseker nie beskaam staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir die ongelowiges geld juis die klip wat deur die bouers afgekeer is, het die hoeksteen geword en die klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Ons het vroeër gehoor, hoekstene was gebruik om stabiliteit te bevorder. Die Here Jesus is die hoeksteen, die rots van waaruit ons lewe kan bou om stabiliteit waarlik te beleef. Die stabiliteit van die Here se onbeweegbaarheid. Die stabiliteit van God se volmaakte plan. Die stabiliteit van die wete en die vaste vertroue dat jou hande of dat jou lewe in God se hande is. Die hoeksteen wat vorm gee aan die res van ons gebou. Die hoeksteen wat ons maatstawwe bepaal. Die hoeksteen wat bepaal waar ons staan, hoe ons lyk en wat ons doen. Daarom is ons huise vol van die Heilige Gees gebou op die rots. Johannes 14 vers 17, hy is die Gees van die waarheid, as die Here praat van die Heilige Gees. Johannes 14 vers 26, die Heilige Gees sal julle onderrig en herinner aan my woord. Disippels wat gehoorsaam aan die Heilige Gees leef, bou hulle huise op rots, want hulle is oorgegee aan die waarheid van God. Vir die regte fondasie, geliefdes, gaan jy diep moet grou. Jy gaan baie diep moet grou en baie materiaal verwyder sodat jy by die rots uitkom. Vir die regte fondasie gaan jy baie eerlik met jouself moet wees en jou hart moet oopmaak en die waarheid van God se woord in jou hart inskyn. En al hierdie ongewenste materiaal in jou lewe, dalk is dit dinge waarin jy vashou, dalk is dit dinge waarvoor jy lief is, maar wat teen God se plan en wil met jou is. Dalk is dit jou gewoontes wat jou roeping keer. Al hierdie ongewenste materiaal gaan jy moet uithaal en verwyder uit jou lewe. Vir hierdie fondasie wat jy saam met Jesus wil bou, gaan jy moet opofferings maak. Jy gaan moet hard werk. Jy gaan jouself 110% moet toewy aan die rots. Daar gaan aan jou gebytel word. 'n Ongemaklike en pynvolle proses. As die Here sê, verander hierdie of vat weg daai. Maak so of doen so, moenie dit nie, moenie dat nie. Daar gaan in jou gebytel word. Maar wat gaan die uiteinde wees? Dis die vraag wat ons vra.
En dis wat die Here ons leer, 'n huis wat staan. Wat jy sal kry is 'n onbreekbare huis met die Here as die maatstaf. 'n Veilige huis waarin jy met gemoedsrus kan woon. 'n Stabiele huis waar jy versekering kan hê, oorgegee aan Jesus en daarom aan wie en wat hy daardie huis roep om te wees. 'n Huis vol van die vrug van die Heilige Gees. 'n Huis getrou aan die koninkryksroeping. En 'n huis wat wanneer hierdie aardse huis val, dit 'n hemelse ewige koningshuis saam met die Here is. Die Here roep jou om saam met hom elke oomblik so jou huis te bou. Want, moet jy ook onthou, skryf die psalmskrywer in Psalm 127 vers 1, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. Begin vandag nuut, grou tot by die klip en bou saam met Jesus. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg dat ons kan bou saam met U, ons lewens, ons huwelike, ons verhoudings, ons kerk, alles wat ons is en het, hoe ons besigheid doen, hoe ons gawes gebruik, dat ons in alles, Here, al hierdie slegte dinge uit ons lewe kan uitgrou en verwyder, en vanuit U wat die rots is kan bou. Ons loof en ons prys U dat ons nie hoef te wonder wie U is nie, maar dat U vir ons bekend maak en leer wie U is in U woord. Gee daarom dat ons vanuit die belydenis van die waarheid sal lewe rotsvas gegrond in U, tot die eer van U naam en die uitbou van U koninkryk. Vader, maak ons huise sterk, maak ons huise stabiel, maak ons huise 'n veilige vesting, omdat dit saam met U en uit U en vir U is in Jesus se naam. Amen.